Hallo almal, ek hoop dit gaan goed met almal en so aan, hallo. En ek gaan vir oom Tuisie vra om vir ons te open, asseblief, baie dankie. Moet ek vir my, sal jy vir my? Ons aanvaar so baie dinge as vanselfsprekendhede. En baie keer dan maak ons soveel foute in dit wat ons sommer net as vanselfsprekend aanvaar. U hand van wonderwerke hou u oor ons. U is 'n wonderlike God vir ons. Here, wil u met ons wees deur hierdie dag? Ons vra u dat u sal wees met almal wat siek is, wat nie gesond is nie, met gemoedstoestande en hartseer. En dan ook, Here, dankie vir die blydskap wat u in ons harte vir ons gee. U is 'n wonderlike God. Here, dankie dat ons as 'n groepie weer hier kan bymekaar kom om u te verheerlik en u naam te loof en te prys. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Okay, vandag gaan ons vrees doen en hy's meer as een les, maar ek gaan sommer almal doen. Dis is so baie blaaie nie. Ek gaan sommer almal doen. Okay, die gevoel wat mens kry as jy vrees het. So dit voel of jy heeltyd moet veg, soos wat hier staan, ek moet heeltyd veg. Ek is meer as net bang. So vrees kan al hierdie tipe goed in jou hart bring. Dit kan jou emosioneel heeltemal jou wêreldjie om jou verbrokkel. So ek dink almal ken vrees hierso. Ons het almal ons het seker verskillende maniere wat mens vrees kry. Soos myself, my liggaam word heeltemal voel soos lam. En al gaan hy oor, dan is dit nog die hele dag wat ek so voel. Asof hy jou liggaam aangetas het. En dit wys jy nou hoe kan dit jou liggaam aantas en siektes ook aanbring. Ja. Maar dan kom ons by God is liefde. So hy het ons lief, al vrees ons, maar hy wil nie hê ons moet vrees nie, want dit staan, hoeveel keer het Susan altyd gesê dit in die Bybel? 365. So dit is baie belangrik nie om te vrees nie. Maar mense sê altyd vir onsself, ons gaan nie vrees, maar as iets gebeur dan sê jy in die vrees toestand. Maar God is liefde. So ek lees dit, is Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So dis 'n groot belofte vir ons. So ons moet maar probeer om nie te vrees nie. Ek meen ek gaan ook gereeld daarin. Nee, Michael. En dan God se plan met ons, Johannes 10 vers 10. En Jesus sê, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed, dat hulle lewe vol en betekenisvol kan wees. So hy wil nie werklik hê ons moet siek word nie. Hy wil nie werklik hê ons moet vrees nie, maar ons moet hom ook gehoorsaam. En dit is hoekom hy die 10 gebooie vir ons gegee het. Dit is wat ons nakom. En as ons dit nie nakom nie, dan gaan ons maar hy gaan enigiets vir ons doen, want hy het ons baie, baie, baie lief. Nou gaan ek na die volgende slide, ek kyk net of hy gaan werk. Okay. En hoekom ons vrees behandel, is om, dit is amper soos 'n berading, wat mens doen. Ek doen dit net nie persoon tot persoon nie, maar dit is vir almal, om net te vertel wat vrees kan doen aan 'n mens. Okay, die volgende slide is die mens is sondig. Ons is almal maar sondig. Al dink jy baie keer jy's reg, maar ons is almal sondig. En almal het gesondig en is ver van God af. Romeine 3 vers 23. Die mens is geskape om 'n verhouding met God te hê. So hy wil graag mense gehad het.
Hy begin net eers met Adam en toe het hy meer mense geskaap en toe was hy op 'n stadium wat hy spyt was dat hy mense geskaap het en dit is die sonde, ag die Noag die sonde, wat noem jy sondevloed, né? Wat ja, wat gebeur het dat hy almal uitgewis het. Maar hy het gesê hy gaan dit nooit weer doen nie, maar die mense is intussen, ek dink nog erger is daardie stadium. So, en dan gaan ek aan met Joshua 1 vers 6, hulle oupa. Kyk, want hier sê dit self, maar die mens kies om sy eie kop te volg. So vrees is 'n sonde. Vrees is eintlik 'n sonde. So, ons kan nie sê ons het nie sonde nie, van ons het almal vrees op 'n stadium. Ek gaan Joshua 1 vers 6, wees sterk, in die toekoms sal jy wysheid hê, jy sal elke oorlog wen, en vol moed, vasberade om dit wat ek oor jou uitspreek te gaan uitvoer, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Maar ek wil graag Joshua 1 vers 8 ook lees. So, dit gaan oor die wet. Dit gaan oor die wet in die Bybel is eintlik die gebooie. Ek wil net gou by Bybel kom ingaan. Dis Joshua 1 vers 8. En in die Afrikaanse Bybel sê dit hierdie wetboek, maar dit is eintlik die 10 gebooie, die Torah, soos ons dit noem, die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dit is so 'n wonderlike belofte wat mense het as jy die wetboek volg. So, weet dit is, ek noem dit die Torah. Julle verstaan al wat is die Torah, nê? Nee, dis die eerste 5 boeke van die Ou Testament. So, dan gaan ek nou aan, ek wil net ek werk nou maar van my komputer af. Die volgende slide, jy is al daar. Vrees is gekoppel in jou gees, siel en liggaam. En dan daar is 'n prentjie daar wat wys van jou siel, jou gees en jou liggaam. So enige vrees wat jy kry, gaan jou siel, jou gees en jou liggaam beskadig. Nie net 'n geringe vrees wat jy nou en dan kry nie, maar as jy soos in almekaar in vrees lewe en angstig is, soos 'n tipe van 'n depressie is en jy is elke dag so, dan kan dit jou liggaam aantas. Jy kan siek wees, maar al die simptome gaan ek nog vir julle gee, wat met jou kan gebeur as vrees. Maar vrees is gekoppel. Nou lees ons Filippense 1 vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan en een van sy siel saamstry vir die geloof van die evangelie. En dan Filippense 1 vers 28, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. En Filippense 1 vers 29, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. So, dit is 'n pragtige vers, want in Efesiërs is daar ook 'n vers wat ek nou sal lees, wat gaan oor die wapentoerusting, wat mense eintlik elke dag moet aantrek, wat jou omvou teen vrees en so aan. Maar die Satan, hy weet wat jou vrees is. En hy sal altyd op daai vrees teruggaan om jou aan te val. En vrees kom in jou kop. En as jy nou klaar vrees het, dan gaan dit in jou liggaam in. Susan het dit so mooi verduidelik, die hypothalamus. Sy sal seker dit, julle het dit nog nie gehad nie, nee, die bediening van die hypothalamus, wat die klie in jou brein, wat dit alles kan doen aan jou liggaam.
dis 'n bietjie biologiese goede, maar ja, die effek wat dit gee en sy wysheid in die liggaam wat dit kan doen. Maar sy sal nog daarby kom en dan gaan mens skrik. Veral as jy 'n simptoom kry van vrees en jy voel lam, dan jy weet jou liggaam het iets seer gekry. Jy het 'n trauma gekry. Ja. En dan gaan ek aan met hoekom voel mense benoud en bang? Salwing breek jukke. Hoekom die manifestasie? Die vrye hand word uitgedryf uit die mens deur die lig van die Heilige Gees. So dan gaan ek aan, sal jy maar vir my blaai en kyk. Ons moet dit identifiseer, hierdie gees van vrees in jouself. Nou hier is 'n paar kenmerke wat wys wat vrees kan veroorsaak. So senuweeagtigheid. Byvoorbeeld as jy maklik vir enige ding sien of bekommerd is oor die dag van môre of so. Gespanne mens. Jy kry daai mense wat die hele tyd gespanne is, maar op die ou einde is dit nie goed vir die liggaam nie. Jy voel moeg die hele tyd. En dan dink jy, ag, dis maar omdat ek min geslaap het of iets, maar eintlik is dit van vrees. Jy voel uitgebrand. En jy's bekommerd oor alles. So enige ding wat gebeur, sê maar iets wat eers oor 'n week moet gebeur, as jy nou al oor bekommer. Mens moenie eintlik wees nie, want oor 'n week kan jy dalk nie meer hier wees nie. Dan jy jou verniel. En daar word te veel van jou verwag. Jy weet, as ander mense te veel van jou verwag en die drukking word te groot vir jou. Dit kan ook jou liggaam aantas. Ek het nou vir hulle gesê, jy gaan seker nog die hypothalamus met hulle bedien, want daar bedui dit presies wat is eintlik soos 'n biologiese ding wat dit aan jou liggaam kan doen. Maar ek is nog nie so in my ek het al my biologie vergeet van skool. So ek moet dit weer opsom. Okay, dan gaan ons aan, jy word maklik paniekerig. En ek ken dit, jy raak gou op hol. Net as jy dink iets gaan gebeur, dan gebeur dit nie, en dan is jy sommer klaar in 'n paniek aanval. En jy's dus georganiseer. Alles is de mekaar. Jy mens moet eintlik jouself organiseer. Jy weet dat jy weet wat jy presies sien om vandag gaan doen en dit, jy weet, as alles de mekaar is jou lewe ook sommer de mekaar. En Susan, jy moet sê as jy iets wil tussenin sê. As ek En dan het jy nie meer tyd vir jouself. Jy, dit is ook 'n baie slegte gevoel, as jy voel jy kan niks meer vir jy doen net altyd alles vir almal, maar vir jouself is daar nie tyd nie. 'n Mens moet vir jouself tyd maak. 'n Stilte tyd of iets waar jy net kan iets doen wat vir jou lekker is, jy weet, vir jouself. En jy voltooi nie meer jou doelwitte nie. Maar onthou as mens ouer is, dan voel dit baie keer. Jy voltooi nie jou doelwitte nie. Want omdat jy meer gedoen het as jy jonger was, en dit kan jou ook in paniek bring, omdat jy nie meer dieselfde kan doen as wat toe jy jonger was nie. Ek raak so. Want ek het eendag die hele huis skoon gemaak. Nou doen ek in stukkies. Ek gaan lê 'n bietjie op die bed. Of ek doen dit in dae. 'n Gebrek aan energie. Vrees kan dit ook veroorsaak, dat jy nie energie het nie. Jy voel pap en lam en so, en jy voel verward. En dan die volgende ene, en die vyand kan liggaamlik manifesteer. So hier is die simptome wat ek nou van gepraat het. Ek wil net my tissue kry. Wat ek gesê het, wat vrees, ons dink maar dit is maar net so, maar dit is nie so nie, hy veroorsaak baie dinge. En hierso is van die simptome. Gereelde duiseligheid is byvoorbeeld een. Hoofpyne. Dis ook die vyand wat jou aanval, want hy ken jou, hy weet wat jou maklik laat vrees.
En dan hou hy daarop, en hy kom in jou kop, en elkeen het verskillende vrese, verstaan? Een mens het dit, en dit, en hy weet presies watter een om persone aan te val. Ok, en dan gereelde verkoues, as jy byvoorbeeld kort verkoues kry, infeksies, of 'n droë vel, selfs akne ook, as jy akne, baie akne kry, nie weet nou en dan een nie, maar as jy gereeld dit kry. Seerspiere, as jy sommer net skielik seerspiere het, en jy het nie geoefen, of jy het nie baie geloop nie, dan moet jy weet, is weer die vyand wat jou aanval. Haarverlies, dit is ook een. Haarverlies is veral depressie, en veral as jy iemand aan die dood afgestaan het, en jy gaan in daai vreeslike depressie, kan dit gebeur, dat jou hare uitval. Ek het dit ondervind. Ek het byvoorbeeld, toe my man oorlede is, toe kry ek sommer skielik ekseem, en my hare val uit, en al daai goed, want jy het ek het soos in 'n permanente trauma. Ek wil net my kop toegetrek het, en onder 'n kombers, ek wil nie meer aangegaan het nie. En my besluit moes gekom het, ek moes uitgaan, ek moes weer dinge doen. Want mens kan nie net daar lê, hulle sê altyd gaan aan, die lewe gaan aan, maar partykeer gaan jy aan, maar dit is nie dat asof jy wil aangaan nie. Nee, dit is nie. Maar nou moet ons, almal sê jy moet, maar ek dink dit is goed, anders lê ek heeltyd onder 'n kombers. Ok, dan maagpyn is ook een, hartkloppings, hartlywigheid, hoë bloeddruk, as jy skielik altyd lae bloeddruk gehad, en dan het jy hoë bloeddruk, of so, en jy weet nie, jy doen alles reg, jy eet reg, jy doen alles reg, maar jy verstaan nie hoekom het jy hoë bloeddruk nie. Oormatige sweet, kou jou naels, voel bewerig en kry hartkrampe, konsentrasie wat swakker raak, so, dan dink mense dis die ouderdom, dan sit partykeer die vyand wat jou aanval. Jy onthou sleg, dis ook een wat jy dink, dis die ouderdom, ek kan nie meer onthou nie, gaan soek jy iets in die yskas, wat die yskas soort. Gevoelloosheid in jou hande, as jou hande byvoorbeeld dood voel, en jou voete ook. Byvoorbeeld dan wonder jy dink daar is nie genoeg sirkulasie, maar dis ook 'n aanval. Ja. Brandprikkels, energieloos, jy's vir niks lus nie. Ervaar slapeloosheid, en ek dink dis baie wat ons ervaar, slapeloosheid. Angs en naarheid, onthou nie meer goed nie. Dis ook een ding wat mense dink is die ouderdom. Jy is beneek en bevoeterd. Jy is sommer nie kwaad vir almal. Jy is onredelik. Jy is rigied. Jy is krities. Perfectionisties. Dis ook, ek het nou gesê, mens moet orde hê, maar mens moet ook te wees. Jy weet, as iemand nou daar geskuif het, en die een skuif het daar, dat jy jou hier meer nou verloor. Maar wees netjies, want God het ook in orde, alles was in orde. So, hy herhaal partykeer 2 of 3 keer goed in. So, hy's 'n God van orde, so ons moet ook orde in ons lewens hê. So, maar nie, byvoorbeeld perfectionisties nie. Te erg nie. En jy's te kwaai. Dan weet jy nie hoekom is jy so kwaai nie. Dan gaan ek aan die volgende een toe. 5 lewensdimensies waar vrees sy tol eis. Voorgeboortelike ondervinding. So as iets gebeur voor die baba gebore word, sê nou maar jy is in 'n huis, jou man is byvoorbeeld slaan jou byvoorbeeld, of hy
hy praat lelik met jou. Daai baba kan dit aanvoel voor geboorte. En dan kan die baba ook simptome hê van byvoorbeeld vrees en senuwees. En dan wonder mense nou hoekom, maar intussen is dit dalk voor geboorte al gebeur. En identifikasie van fobies. Fobies is soos aan mekaar. Ja, daai tipe goed. Ja, of jy wil agter sit en jy wil nie voor sit nie. Ek het dit baie keer ervaar dat ek agter wil sit want dan voel ek veilig. Ag, veral in die skool. Want ek wil nie gehad het die onderwysers moet my sien nie, want ek wil nie vrae beantwoord nie. Want ek het gewoonlik vergeet as hulle my vra. Ja, dis fobies. En verwysingsraamwerk. Ja. Dan wys die simptome soos wat jy ervaar het voor geboorte. Traumatiese ondervindings. En ek dink almal van ons het dit al ervaar. Dit kan dood wees, dit kan enige ander ding wees wat vir jou traumaties is. En dan idee wat moet ek identifiseer. Dus hier staan idee. Is dit vrees, koliek? Bedoel, 'n baba wat koliek het, kan ook wees van wat voor geboorte gebeur het. ADH, skreeu, pakslaap en vrees. En dan as jy voor geboorte, is seker as jy nou blind date en jy het nou van die blind date pregnant geraak en jy's nou jy weet dis verkeerd en al daai goed werk op die baba. Dit werk op die baba. 'n Brugbaba, 'n instrumentebaba is ook 'n baba wat en ek wil graag vir ons daai Jeremia lees. Jeremia 1 vers 5. Ek moet hom net kry. Ek sommer hier op my rekenaar. 1 vers. Okay. Is Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. God het ons geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Maar hy praat seker nou met Joshua, maar is vir ons ook. Ja, hy's eintlik in gesprek. Vader is in gesprek met want die baba is nog nie gebore, hy is maar nog siel. Ja. Ek wil net hier, ek spring altyd allerhande goed hier voor. Okay, en dan God het jou kind gemaak. So daar's 'n rede, al het dit op 'n verkeerde manier gebeur. Jy moes die kind gehad het en dis 'n volmaakte liefde. Dis 'n volmaakte liefde wat God vir die kind het en vir jou het en al daai tipe dinge, ja. En dan gaan ek aan gaan jy vir my blaai? Het jy? Ek klaar. Okay. Hier's weer die woord idealofobie. So dit is nou daai woord wat jy gesê het wat veroorsaak dat jy dalk ADHD is en al daai, jy weet, 2 verskillende persoonlikheid en dit kan fobies ook wees. Dis alles en alle fobies. So enige ding wat jy doen, soos 'n perfectionist wat oor en oor dieselfde ding doen en jy moet dit doen. Jy weet, jy moet vandag dit en dit en dit doen. Dis alles fobies. En hoekom het jy vrees? Bang mense raak al hoe stiller. As hulle bang is vir iets en die persoon raak stil, en ek praat uit ondervinding, as ek byvoorbeeld, ek het lank my een kant gehou, want ek het in stres gegaan, dan onttrek jy jou, en dan wat jy doen is, jy kies 'n hoekie en jy is doodstil. En Vader het my net geseën, en ek is baie dankbaar daarvoor. En stil bly maak ons swak, en ons veg nie teen, wat stil bly maak ons swak, en ons veg nie teen die mensemoordenaar. Die mensemoordenaar is die Satan. En nie, met ander woorde, kom teen hom, ek net mooi lees hier, nie,
met ander woorde kom teen hom, moet nie stil bly. O, dit is wat, ja, bestraf hom. Ja. So kom die vyand dan in hierdie huis, tempel van God in en steel ons rot en kaal. So ons moet hom nie toelaat om dit te doen nie. Dat hy ons rot en kaal van ons tempel kan steel nie, ons vreugde, ons blydskap, om ons in vrees in te gooi. Dit is wanneer hy ons besteel. Ja. En moenie die vyand 'n hou vas plek gee nie. So as jy weet jy gaan maklik in vrees, probeer nie om in vrees te gaan nie. Want hy gaan aanhoudend dit probeer doen totdat jy nou op die vlak is wat jy voel, o, jy as nie nut om voor te lewe nie. So probeer dit in stand hou om sterk te staan. En anders gaan hy jou oorweldig. Is later dan so erg dat jy moet 'n senuweepil drink. Of 'n kalmeerpilletjie, net 'n ligte kalmeerpilletjie drink. Net om te kan cope. En dan die volgende blaai. Ek is nog nie klaar nie. Ek moet nog 'n vers lees. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So eintlik is dit wat hy ons voor geskaap het om krag en liefde en selfbeheersing te hê en nie om in vrees te verval nie. Ja, ons moet onsself probeer beheer, dat ons nie uit vreesagtig word nie. Okay. Ja, die verwysingssaak. Ek het dit terugvat toe jy dit vir die eerste keer in jou lewe swanger geraak, hè? Dit 'n bietjie dink daaraan toe jy swanger geraak het met jou eerste kind. Het jy TV gekyk? Het jy in gevegte gewees? Het jy wat en dan dink jy gou aan jou kind se simptome. Jou kleinkind se simptome, Johanna van der Baai hier. Jou kleinkind se simptome wat hy goed geword het in 'n huis wat geveg is. So dit is 'n verwysingsdraadwerk. Dis letterlik die opgroei van 'n kind van in moederskoot, uit moederskoot, opgroei tot 'n volwasse. So julle kan 'n kind van julle vat wat baie moeilik is en dan gaan skryf jy en leef. Toe ek en my man getroud was, was daai tyd baie besluit. Jy skryf dit neer. Dan weet jy moet daai kind gaan in versigtigheid vra. Jy moet dit gaan sê vir mamma of pappa dat ook net weer daai gesegde het. En net daai oomblik as jy dit doen, dit is nou regtig om versigtig te gaan vra. Dit en dan verander die kind en jou lewe verander. En dan gaan die voordeel van vrees staan. Amen. Ja, soos movies klank. Jy, as jy nou nog in jou moederskoot is, nee, dit kan dit, die movies, kan dit jou ook, die verkeerde movies wat jy kyk, nee. Ja, ja. WhatsApp video's wat jy kyk, wat ook nie goeie goed op het nie. Familielid wat altyd skreeu, 'n juffrou of meneer, dit is nou seker as jy nou klaar is en ja, dan wil jy later aan die skool toe gaan nie. En maak soos ek gemaak het, is dit in die hoekie wat hy jou nie sien nie. En computer games, dit kan ook, daar kan ook baie lelike dinge uit computer games. En dis ook baie keer 'n lawaai. As wat ek al gehoor het. 'n Lawaai en dit. Ek het gehoor mense moet baie keer 'n sagte musiek speel of sulke tipe musiek speel om jou baba te stimuleer. Ja. Televisie. Want daar kan ook goed skreeuery en enige ding wees. En hoekom het jy nie selfvertroue nie? Hoekom het jy nie selfvertroue nie? Dis 'n rede vir iets wat verkeerd gegaan het voor jy gebore is, of selfs as jy 'n kleuter is en jy's op skool en die juffrou het iets aan jou gedoen of daai tipe van ding en dit bly by jou
en dan gaan jy jou hele skoolloopbaan so deur. En hoekom sê mense jy's 'n introvert? Want omdat jy daai tekens toon, jy stil. Jy praat nie baie nie. Eintlik is jy bang. Jy's nie eintlik regtig 'n introvert nie. As jy kon, sou jy dalk baie spraaksame gewees het. Maar daai dinge wat gebeur het in jou, dit kan voorgeboorte wees het of terwyl jy nog jong kind gewees het, as jy ouers gedurig skreeu of beklei en drink en al daai tipe goeie, kan jy so, want jy wil nie kommunikeer met mense nie. Dis nie dat jy sê jy is heeltemal 'n introvert nie, maar dit, vir ander mense kom dit so voor. Of hulle dink as ek jy's 'n snaakse mens, jy wil nie praat, jy dink jy's 'n bietjie beter as hulle of so iets, jy weet, maar intussen is jy bang. En dan hierdie vers, Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. So, daar wys dit weer, enige ding wat jy kan spreek, terwyl jou baba nog in jou moederskoot is, of jou kinders begin opgroei. Enige dinge, kinders tel maklik op. Hulle tel maklik goede op. Daarom moet jy as ouer reg lewe, sodat die kinders dit kan optel. Anders tel hulle die verkeerde goed op. En dan dra hulle na skool toe. En dan die skool, is daar ook sulke kinders. En dan raak daai kind later aan nie meer die kind wat jy wou gehad het nie. Dan gaan ek aan na die volgende. Okay, traumatiese ondervindings. Ja, hier is nou voorbeelde van traumas wat mens kan hê. Karongelukke, plaasmoorde, dit kan baie lelik wees. Inbrake, kapings, gewapende roof, verwaardheid, jy kan vries. Vries bedoel ek, jou liggaam kan heeltemal van skok, soos in styf word. En al gaan dit oor daai vreesagtigheid, dan is jou lyf nog steeds so. En dit is 'n bewys dat dit jou liggaam aantas. En as jy aanhoudend dit met jou gebeur, gaan jy skade doen aan jou liggaam. So as dit net once in 'n while is wat dit nou gebeur, dan kan dit nie skade doen nie. Mens het baie keer seker bietjie stres nodig. Jou liggaam het seker soms 'n bietjie stres nodig, dan gaan jy vinniger om iets te doen. 'n Skielike dood. Dit het ek ervaar. Die oggend het my man nog geleef, en die middag, toe daai aand, toe ek nie meer 'n man nie. Jy weet, jy kan dit self nie verstaan nie. Dit is so vinnig. En jy het ook. O, ja, jy het my vertel. Ja. Egskeidings kan ook 'n groot trauma, molestering, en jy bly stil. Laat dit maar net aangaan. Maar dit doen eintlik binne in jou, breek dit jou. Ja, jy is traumaties, maar jy bly maar stil. Party vroue bly maar stil omdat hulle het nie geld nie, byvoorbeeld. Hulle werk byvoorbeeld nie, en hulle is afhanklik van die man. Dan bly hulle maar stil dat hulle molesteer word. En dit is eintlik so verkeerd, nê? Skokke, diabetes. Ek weet as jy byvoorbeeld 'n baie groot skok kry, kan sommige mense diabetes word. Suikersiekte van die skok. So 'n skok kan dit ook veroorsaak, dat jy skielike diabetes. Party mense sê, hulle weet nie hoekom hulle nou skielik 'n diabetes is nie, en dan kyk hulle na hulle suiker en alles, maar intussen het hulle dalk 'n groot skok gehad. En dan die kundalini, daai ene het ek hier neergeskryf, want ek het dit gaan opsoek op Google. Ek het nog nie baie met die kundalini gees te doen gehad nie.
Ek het neergeskryf as 'n energie wat hulle sê soos 'n opgerolle slangagtige energie en agter aan die basis van die ruggraat. Ja, jy voel jy fisiese en emosionele veranderinge. Skielik het jy angs wat jy nooit gehad het nie, of vrees, of is verskillende goed wat jy skielik, jy was nooit 'n vreesagtige mens nie, of 'n angstige nie. Maar jy het byvoorbeeld yoga gedoen omdat almal so sê mense dis gesond en goede. En jy het dit gedoen en skielik draai alles om. Dan wonder jy nou waaroor en dan is dit. Of jy mediteer dalk. Dit is nou dan die New Age hoe hulle mediteer. Hulle mediteer mos op 'n ander manier. Yin yang. Okay, en dan staan daar sal jou nie bokant jou kragte versoek nie. So God sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. Alles wat met jou gebeur is dinge wat jy sal kan hanteer. As jy weet hoe om vrees uit jou lewe. As jy al hier goed weet wat ek nou vertel en Susan, dan gaan jy weet hoe om dit te kan hanteer. En dit is waaroor dit gaan. Ons moet almal, ek en Kluis kan hanteer wat met ons gebeur. Ons moet nie laat die perde op hardloop gaan met my. En dan as jy weet nie waar vat jy nie of jy raak te mekaar. Dat jou kop is soos daai ding wat soos die prentjie. Jy gee somme op. En dan Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. En dit is vir my so mooi. Ek is so lief vir psalms. Dit is al wat my staande laat bly het. As ek psalms, maar psalms is 'n boek wat jou help om te genees. Ja. En ek het baie op psalms gewerk en dit het my genees. Want al die beloftes dan. Ek is dan nou gebroken. Nou, hoe nou? Hier sê hy dan vir my gaan, ja, so. Toe het ek beter geraak. En toe gaan gym ek. Toe sluit ek by 'n gym aan haar my man. Ek nooit by 'n gym gegaan nie. Toe gaan ek gym toe om my aandag af te trek, om te oefen. En ek moes opstaan en toe geniet ek dit so om te gym. Toe ontmoet ek nog vriendinne daar ook. En wat ook hulle mans verloor het. En toe het ons kort gaan saam tee en koffie drink en toe het my lewe so weer begin optel. Maar ek moes dit self doen. Uit die vrees self. Ja. Maar daar is nog daar wat jy hartseer is. Jy sal nooit rarig iemand wat dood is ooit uit jou, maar dit gaan nie weer soos in daai tyd nie. Jy sal 'n bietjie in 'n toestand wees vir 'n rukkie en dan is jy weer reg. 'n paar trane stort hier en daar en bietjie. Dan verlang ek sommer na my ma, my pa en almal wat oorlede is. Dan huil ek sommer oor almal. En dan voel jy beter daarna. So, okay, nou gaan ek aan na die volgende ene toe. Dis ons 8. Oei, hier sê, waarvoor is jy bang? Ek is te haastig, ek is te bang, ek is te haastig. Okay, ek het nou amper 'n vers, 'n slide gemis. Maar het jy Kentucky uitgehaal? Want Kentucky is hierso. Well, okay. Want ek het ook nog iets geskryf hierso wat ek wil lees daar. Nou reg, dan is dit nou waarvoor is jy bang? Here, verlos my van hierdie bose. Hoeveel keer het mense dit al gevra? Verlos my net van hierdie vrees, van hierdie wat jy so binne in jou voel. Jy weet nie wat gaan aan met jou. Partykeer het jy nie eers vrees nie, maar jy het 'n gevoel in jou wat jy nie weet hoe moet jy verwerk. Dan vra jy mense net vir Vader om te help met hierdie gevoelens in jou. Maar byvoorbeeld dit kan 'n tandarts wees wat jy Ek is ook bang vir 'n tandarts. Die stoel van vrees. 'n hangbrug omgewing
So dit beteken dit is die hangbrug. Weet jy wat het gebeur met my ma, as die weer nou, veral in die nag ook, as ons slaap, dan het sy gekom en al die spieëls toegegooi. En as dit nou nie en as dit in die dag was, dan het sy ons almal bymekaar gebring in een kamer, die kamer is donker, en dan wag ons tot die weer oor is. So, maar ek is gelukkig nie meer so erg bang nie, maar ek is bang as hy so verskriklik slaan, dat hy daai elektriese, dan weet mens nie waar om weg te kruip. Kyk, as hy jou gaan slaan, dan gaan hy jou slaan. Ja, dat hy jou nie sal slaan nie, ja. En hoogtes, ek is natuurlik so, roltrappe, party mense is weer bang vir roltrappe, of om kieme te kry. Die kry, ja, soos in COVID. Ja, dan was jy net die hele tyd. Ek gesien hoe was die mense die hele tyd in goede. Ek was nie so geplan nie. Ek het glad nie in COVID so erg aangegaan nie. Ek het baie keer vergeet om met my masker in te loop by Pick n Pay. Dan sê dan moet ek terug gaan kar toe om dit op te sit. En dood en siektes. Siektes kan jou ook deur bangheid, en die bose kan dit ook vir jou aanbring. En ons weet ons het vrees. En die woord sê vir jou, dit wat jy vrees sal Oor jou kom, en soos in Job. Jy moet al jou instrumente gebruik om jou met wapenrusting te betree, om die bloed van Yeshua oor dit te voed, om te bly met die Shekinah glory wolk oor jou te sit, nee, en te onderwerp onder Jakobus 4 vers 7. Want jy weet nie, daar waar jy by die winkelsentrum gaan daar verhoofdop wees nie. Dan stap jy in, en 'n ding gebeur, en jy besef nie waar jy moet altyd vertrou, ongeag God se beskerming, moet jy soms ligtelik ook jou deel doen. Jy moet jou deel doen, jy kan dit nie ligtelik opvat nie, jy moet dit ernstig opvat, om te besef, kinders van Vader, wil die vyand aanval. So veral waar daar in jou mondering verwysingsdraad opgegroei het, daar was vrees, hanteer die vrees asseblief. Ja, en ek het vir julle die boekie Peters gegee. Ja. Daar's 'n boek, ek dink my boek Preeks het ook gekom. Ek kan vir julle boeke gee vandag daarin, maar ek gaan dit Vrydag eers uitdeel met die seminar wat begin. Want vrees, soos daai hoender stap daar. Hy weet nie, hy stap verby die plek wat Kentucky maak. Hy stap daar, en hy is nie beskermd nie. Maar daai hoender lyk vir my is beskermd, want hy stap verby Kentucky 101 toe. En dit is Psalm 91 wat ek dan nou voorstel, wat vir ons eintlik moet bid voor ons elke dag. Ja. Fear no evil. Ja, Dis 'n groot ding, en daai Psalm 91 is groot. Trek julle wapens aan. wapenrusting, ja. Ek sal net lees. Ek gee van vreesagtigheid nie buite Satan, die bloed van Jesus. Okay, dan is dit selfverdediging deur te veg of vertrap te word. En dan is daar 'n skrif in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. So as ons alle vrees, al daai tipe dinge uit ons vat, is ons 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. En God vergewe ons as ons enige ding wat ons in die verlede verkeerd gesê, maar ons het lelike dinge gedoen. En dan verwyd ons vandag daaroor. Ons moenie, want as God ons vergewe het, dink hy nie eers meer terug aan ons verlede nie. Maar ons moet net nie meer doen nie. Ons moet die 10 gebooie volg. En soos wat ek nou vir julle gelees het, van Joshua, waar hy gesê het, van ons met hierdie wet gedurig. Eintlik is mens moet jy die hele dag dit in jou kop hê. Die hele dag. Die 10 gebooie, en hy noem eintlik die Torah die wet. Dit is nou maar die eerste 5 boeke. Ja.
En mens moet nie heeltyd daaraan dink, want as jy bly daaraan dink, wat baie met my gebeur, dan is jou hele dag sommer omgekrap. En jy's hartseer en jy huil oor, hy sal 18 jaar terug dood, verstaan? Ek weet nie waar hy nou is nie. Jy moet tog eendag vir ons daarheen bring. Ag, van die oë. Okay. Okay, dan sê hulle hierso, jy's nie meer jouself nie. As jy nou 'n nuwe skepsel is, jy's nie meer jouself, jy's nie meer daai persoon, as jy terugkyk, hopelose ou dingetjie wat daar in 'n hoek gesit het nie. En ek is ook nie eintlik meer so nie, ek sit nou voor in die klas. Maar ek het eers daar gesit. Ja, sy het geskryf van agter af. Geleidelik, tot ek uiteindelik voor in die klas sit. Okay, jy's nie meer jouself, so jy's 'n ander mens. Jy's 'n nuwe mens. Jy's in Christus. Here, ek is skuldig. Jy is in Christus, Here, ek is skuldig aan jou verlede, aan jou vrede, ja, wat jy gehad het. Ek het begin twyfel oor alles. So dit is my tekens wat ek gehad het, nou is ek 'n nuwe mens. Dis tekens wat ek gehad, ek het nie in myself geglo nie, ek het nie gedink ek is goed genoeg nie, vir niks. Neem die skuld van die geloof op, en dit is Efesiërs 6 vers 16. Dit is moet ek hom vir julle lees, dis van die wapentoerusting. So die wapenrusting, baie mense sê jy trek om net een keer in jou lewe aan, ek sê vir jou, as jy communion, doen dit so dikwels as wat jy kan. Want jy weet nie waar jy vir ongelukke leen vertel dat jou gordel afgevang het. So ek in die begin in die bediening gekom het ek al 6 keer 'n dag my wapenrusting aangetrek, want ek het baie bevryding gedoen. Ek het gelooflik baie bevryding in die naam van ons Messias gedoen. En die vyand hou nie daarvan nie. Hou nie daarvan en dis waar ek op die ou einde die innerlike genesing boek geskryf het. Ja. Wanneer ons hom bedien soos Diana wat vandag pragtig het trots gekry. Ja. Maar ek wil ook, ek het vir hulle gesê dat ons doen nie soos berading, ons doen berading so. Ons doen nie van persoon, want so hanteer ons dit. Ons gaan sit nie met per persoon nie. Ons doen dit in geheel. Toe Noag die ark gebou het en dit klaar gemaak het en die Here sê dis nou tyd dat die sluise van die hemel, die water nou begin val, uit die grond uitkom, oral die fonteine gaan oop en begin reën en dit reën aanhoudend. Hy sê die Bybel iets baie belangriks. Hy sê die Here het die deur van die ark self toegemaak. Ek wil hê jy moet vandag iets weet. Dit maak nie saak wat ons doen nie. Die Here maak die pad van ons verlede toe, die pad van ons vorige lewe, die pad wat jou seer gemaak het, vervolg het, die pad wat God nie tevrede gestel het nie. God kom en hy maak daardie deur vandag toe in jou lewe. Daardie deur wat vir jou soveel skade gebring het, soveel vervolging in jou lewe gebring het. Die Here sê ek maak vandag vir jou die deur toe. Jy gaan in die ark wees, jy gaan veilig wees, terwyl ek besig is om hierdie probleem uit te sorteer wat daar buite is. Die Here sorteer dit uit. Ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Die Here vat vandag jou probleem en hy sorteer dit uit, want jy's nou 'n regverdige van die Here. Jy's verklaar regverdig deur die kosbare naam van Jesus Christus. Hy is die antwoord, hy is die absolute verlossing in jou lewe. Deur sy bloed is daar vir jou verlossing. Jy is 'n koningskind en die Here sê ek maak hierdie deur toe van jou verlede. Ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Hy maak dit toe en terwyl hy dit toemaak, deel hy met die probleem in jou verlede. Hy sorteer dit uit. Moenie dink dit is maar net toegemaak en dit is verby nie. Die Here sê ek los dit op. Ek bring lewe. En as julle die verhaal ken, was dit vir baie dae wat hy op daardie water was. En op die einde van die dag het die ark geland op die berg Ararat. En later aan is daar 'n groen olyfblaartjie gebring gewees wat lewe beteken. En ek wil hê jy moet vandag weet, God bring vir jou weer 'n nuwe lewe en hy bring vir jou oorwinning in Jesus naam. Vader, ek dank U dat op hierdie oomblik
U die deur van ons verlede, dit wat mense gesê het, dit wat gebeur het, dit wat ons self eers gedoen het, Here. U maak daardie deur toe deur Jesus Christus en U gee vir ons oorwinning in Jesus naam. Amen. En God bless. Dankie dat jy saam met ons luister. Dankie dat jy deel is van hierdie saak. Dankie dat jy dit share met mense en hierdie saak ondersteun. Die Here seën vir jou. God bless. Okay, dan gaan ek aan. Dit is nou les 2 oor vrees. En dan het ons hierdie prentjie en ek gaan nou gou vir julle die versie lees. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. So dit is waaroor die prentjie ook nou gaan. Dit is wat God maar altyd sal doen. As ons lewens vir hom gee, dan sal hy ons red. En as ons hom vra, daarom is gebed ook belangrik. Jy weet, in jou binnekamer in te gaan en met God te praat. Veral as jy, maar partykeer voel my so, jy sê is lus om die Bybel te lees as jy so verskriklik voel nie. Maar dis juist dan wanneer jy dit moet doen, dan lees jy jou uit daai probleme uit. Want dit is Satan wat jou dan weghou. Hy wil nie hê jy moet lus wees om te lees nie. Ja, so mens moet dit probeer teestaan. Okay, dan gaan ek aan. Ek moet nou net hierdie pare. En dan is dit, die volgende is die vloek is gebreek. Wees nigter. Getsemania, sê ek, Getsemani, sê ek nou in Engels of Afrikaans, Getsemani, of in Hebreëus. Kedrontyd, want Kedrontyd is soos wat met Abraham gebeur het. Dit is 'n swaar tyd. Kyk, God het hom opdrag gegee om Kanaan toe te gaan, uit sy land. Want sy vader Terah, ons mos Terah, ja, het ander gode aanbid, maar in Abraham self nie. En toe het God gesê hy moet Kanaan toe gaan. En ek dink dit was vir hom 'n trauma om skielik, al is sy mense Baal aanbidders, as jy dit nou so moet noem, maar om weg te gaan. En toe was daar 'n ander een ook, toe moes hy sy seun, toe het God vir hom gesê hy moet sy seun gaan offer. So dit is wat Kedrontyd beteken. Jy gaan deur 'n swaar tyd, 'n verandering. Of soos wat hy moes sy seun, en hy was bereid om dit te doen, om sy seun te gaan offer. Het was hartseer, maar hy het dit gedoen. En dan is dit die beker, soos die beker wat Jesus moes gedrink het. Hy het ook gevra, vat hierdie beker van my weg. Beker, ja. Dis sy kapitaal. Die drukking van vrees is baie geweldig as jy vrees het in jou lewe. En bloedvate bars letterlik in jou in. En jy kry skielik dat jy nie lekker voel met simptome, want al jou selle is aan jou hart vas. Dus hier gat in die hart en dan kry jy selle sweet, en skielik is daar simptome van bloeddruk, suikersiekte, so met ander woorde, jy moet weet, die beker was vol, Bring, ja. Dit is lastaai. Ja. Dit is klaar mag wees. En dan moet ek Matteus 26:41 lees, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So ons moet altyd maar bid, dat ons nie in daai versoeking val van enige ding, van hierdie tekens nie. Soos vrees, angstigheid en al daai goed, ons moet altyd bid. Want vrees is 'n sonde. So, dit is nou maar net, al gaan mens kokko daarin, maar dit is 'n sonde. En dan Markus 14 vers 33,
En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. Jy sien hier klaar vrees of ontsteltenis ingekom en benoudheid en al daai tipe goed. So selfs die disippels het so geraak. Benoud en al daai tipe goed. So dit kom af van jare terug. Gaan ons aan met die volgende een en dit is gaan oor watter karaktereienskappe steel vrees van ons. Byvoorbeeld as jy vriendelik is, het jy hom. Ek alweer oor wat gaan met my aan? Psigosomatiese simptome versteurings. Die simptome daarvan is bewerigheid, spierspanning, pyne. En versteuring, dis die simptome. En dan die versteuring is lae rugpyne wat mens kry, maagsere, tot asma ook. As mens skielik begin en jy kry nie asem, dis jy weet, begin van asma, anxiety, velprobleme, stres, swaar voete en bene, dis alles versteurings wat jy kry. En die simptome, soos ek gesê het, is bewerigheid, spierspanning, spasma en pyne, wat mens sê. En dan is spanning, emosioneel, die lewe wen my. As jy altyd byvoorbeeld sê, ek kan nie regkom, of alles gaan altyd net verkeerd met my, mens spreek het oor jouself. Mens moet dit nie sê nie, nooit sê nie. En dan liggaamlik, maatskaplik en geestelik. Dit is waaroor die simptome en die versteurings gaan. En dan die volgende een is dan watter karaktereienskappe steel vrees van ons? Soos soos as ons onvriendelik is, waar ek eintlik moet vriendelik gewees het. Of hoe moet ek dit stel? As ek vriendelik was en ek is skielik onvriendelik, dan is dit mos 'n verandering in jou wat gesteel word van jou. Want jy's nou skielik, jy's skielik onvriendelik, maar jy het nie 'n rede nie om onvriendelik te wees nie. Maar jy was altyd vriendelik. So dis 'n verskillende masker, soos Susan sê. As jy altyd geduldig was en jy skielik ongeduldig oor alles, enige plek waar jy kom, by supermark, alles is nou net, jy's ongeduldig oor alles. Betroubaarheid, dan is jy onbetroubaar. Dit beteken seker soos as jy nou gereeld werk toe gegaan het elke dag en skielik bly jy nou sommer net weg vir 2 of 3 dae of daai tipe ding. Jy weet wat jy altyd vertrou gedoen het en skielik is jy soos 'n ander masker wat jy opsit. Jy skielik nie meer nie. Ja. Waar jy altyd pligsgetrou was, skielik is jy nie meer dieselfde mens nie. En jy kan dit self nie verstaan nie, want jy's in 'n gat. Nederigheid, en dan is jy skielik hoogmoedig. Of die mense dink dalk jy is hoogmoedig, omdat jy jou een kant hou. Maar jy is nie regtig hoogmoedig nie, of jy kan regtig hoogmoedig word. So, jy kan hoogmoedig word in byvoorbeeld, om te dink jy ken die skrif die beste, byvoorbeeld, of jy doen dit beter as iemand anderste. Daai tipe goed, dit is klaar hoogmoed. Mens moet nie so dink nie. Want jy kan iemand seermaak daardeur, jy weet. En dan vrygewigheid, en die teenoorgestelde is natuurlik as jy synig is, om van iemand iets te gee nie. Susan is altyd vrygewig. Skielik, maar ek glo nie sy sal oorgaan na daai een nie. Baie, Jana. En vrede in jou huis, en altyd vrede,
in die wêreld, nou soek jy die vrede in die wêreldse dinge. Byvoorbeeld, jy gaan na plekke toe waar jy nie moet gaan nie, en jy dink jy gaan nou vrede daar vind, maar dit is nie so nie, dit gaan net jou heeltemal jou wêreld omkeer, as jy die verkeerde vrede gaan soek. Blydskap, dan verander dit na ongelukkigheid. Dan voel jy nooit meer blydskap nie. Waar jy altyd bly was, is dit die oggend en jy het wakker geword en jy het asem en jy weet jy lewe, dan staan jy op, ek is nie lus vir die dag nie, en daai tipe ding. Dan, dit is maar wat dit is, die ongelukkig, jy is oor alles ongelukkig. Selfbeheersing, dus jy moet maar net jouself beheer om nie vrees te kry en angstig te word nie. Jy moet jou voorberei om dit nie te word nie. Het jy iets beter daarvoor? En skielik raak jy onbeheerbaar. Ja. Dan moet jy gaan kyk wat se triggers het binne jou afgevat. Wat het jou nou skielik wat het jou getrigger dat jy nou nie meer self weet nie. So, wie van julle kry dit tydkeer dat dit by? Wat trigger dit? Dit is klein. Dis vrees wat jy nie hanteer het nie. Maar die oomblik as wat jy ander vrees gaan hanteer en sy gaan dit vir Vader of vrese oor jy alle bekommernisse, alle vrese en sy gaan die Vader of vergifnis vra op die 1 Johannes 1:1. As jy skielik sien maar hoor jy so ek raak nie weer kwaad nie. So dis toch al 'n gewoonlik waar daai vandaan kom is by trust issues. As jy iemand nie kan vertrou of mense nie kan vertrou nie, jy kry trust issues. Dan skielik het van jouself te lees wat die verringste, dat iemand jou te nakom, dan jy raak trust. Vrees bring het? Trust issue, ja, so. En dan ek wil net kyk of ek iets hier extra wil bygevoeg het, dit is bladsy 25. Nee. Ok, dan gaan ek nou net nie weer skiep nie. Ok, trek hierdie gees van vrees uit wortel en tak. So, alweer? Maar het ek hierdie kruis gedoen nie? Ag, ek dink is omdat ek hier op werk. Dan skiep ek kom. Ek praat nou net daarvan nou gebeur het. Dit nie spreek. Innerlike mens. As dit nie van Michael was nie, het ek baie geskiep. Ok, jou innerlike mens, dit kan jou uit jou kinderdae kom. Uit jou kinderdae staan op en loop. Wat ek nou daarvan dink is, as jy sien mense skinder en jy sit in die groep, soos Psalm 1, jy moet nie sit tussen die, moet jy opstaan en loop, voordat jy deel het daaraan. Dis wat ek nou dink dit is. Jy moet eerder opstaan en loop, as wat jy tussen hulle sit, dan word jy deel van die kring van die spotters. So. Verlos my van die bose, om my te verlos, dat ek nie, dit is maar die bose wat jou vasthou, wat jou soos in 'n web weef. Wat doen hulle? 'n Spinnekop. Hy weef jou vas. As jy nou vasgeweef en dis moeilik om daar uit te kom. En om die ware lewe te kies, om te lewe waar jy altyd sou gedink het, ek staan op en ek is nie, wat elke dag is maar dieselfde. En waarvoor, ek moet nou maar alles nou in die huis skoon maak en alles doen, maar waarvoor nou eintlik? Daai tipe gedagtes, jy weet. Jy moet vir jou iets interessants kry om te doen, iets om voor te lewe, of net weer iemand anders, 'n nuwe skepsel te wees. Maar as jy 'n nuwe skepsel het, dan dink jy anders. Jy dink nie meer daai ou dinge nie. En as daar vrae is, moet jy vra of as jy wil deel wees, sê uit julle ondervinding. Ok, en dan
wat belangrik is vir my is hierdie een. Weerstaan die vyand elke keer met die woord. So ek het hierso skrifte, dit is nou bladsy 25. Dink ek het. Nee, ek het skrifte uit Psalm 119 gevat, wat alles met die woord te doen het, met die wet. Maar dit beteken eintlik die woord. Want die hele Psalm 119 gaan daaroor, wat hy oor die wet. Ek het nou verskeie verse, ek weet nie of julle is so byvoorbeeld vers 20, 25, 28, 39, 50, 59, 71, 92, en dis wat mens kan bid. Dis is alles wat daar, wat daar bid. En dan Psalm 69, 30, miskien moet ek hom vir julle lees. Ek nou net weer ingaan hierso. Ek gaan nou nie 'n Bybel vat, dan moet ek nou weer met die brilletjies werk nie met klein skrif nie. 69. Vers 30. Okay, vers 31. Ek wil die naam van God prys met 'n lied en hom groot maak met danksegging. Dit beteken vir my so baie, jy moet hom groot maak. Jy moet hom prys met 'n lied. En nie so vreesagtig en so ongelukkig, en wees dankbaar dat jy nog lewe en dankbaar dat jy nog kos het en al daai tipe dinge het wat ander mense nie het nie. Jy verstaan, so mens moet altyd dankbaar wees vir God. Ek is ook altyd dankbaar vir alles wat hy vir my gedoen het. Maar daar kom dae wat jy nou oor niks dankbaar is nie. Jy is sommer net kwaad en jy is ongelukkig en nee. En dan is daar eintlik baie om voor dankbaar te wees. Want ja, ek is byvoorbeeld baie gesond. So ek moet eintlik baie dankbaar wees daaroor, want dit beteken baie. Eintlik, gesondheid is belangrik. En ek is baie dankbaar daarvoor. Dat ek daarom nog gesond is na al die vrees en al die trauma en al die goede. Maar ek dink ek het daarom daar uit probeer kom. Dat daar uitgekom het, dat by my kom deel dat die woord. Ja. Ja, ja. Ja, en dit is wat ek nou hier in Psalm 100, nie al hierdie skrifte, eintlik moet julle die hele Psalm 119 lees. Wat hy die hele tyd praat van hoe kosbaar is die wet, die woord, hoe kosbaar is dit, en al daai tipe dinge. Ja, lees die hele Psalm 119, want dit wys jy nou hoe belangrik is die woord, en hoe Dawid met die woord, hoe lief is hy vir die woord, en hoe het hy deur al sy vyande gekom, deur die woord. En hy was ook 'n man wat baie sondes gehad het. Maar hy was tog 'n man na God se hart, verstaan jy? So dit wys jou God kan vergewe. Daar het wel dinge met hom gebeur, wat mense sê ja, hy is gestraf, maar ons moet deur dinge gaan om beter mense te word. Ja. So. En hy het dit nie vrygespring nie. Kom ons sê so. Okay, dis dan daai en dan moet ek nou gaan ek, dis nou die blommetjie. Okay. Trek hierdie gees van vrees uit wortel en tak. God is vir jou. Dis hoekom hy jou geskape het. Want hy sal jou nie geskaap het as hy jou nie wou gehad het nie. Jy was al in voorgeboorte, het hy al met jou gekonnekteer. Ja. En kry skoon jou kamer. Dit is belangrik. Dit, as jou kas so die mekaar was, soos myne was. Eendag het iemand vir my gesê, die eerste ding is wat jy moet doen, dis nou nie fisiese jou kas, jou geestelike, ja, hierdie kas, moet jy eers regpak, in orde kry, en dan kan jy begin lewe. Kry eers dit in orde, en maak dit skoon. Wat elke dingetjie wat jy weet is fout, wat nou jou foute is, en
bedink elke ding en verwerk dit en soek skrif daarvoor en dan begin jy jou kas reg te maak. Ja, en dit is die skrif wat ons nou ook gelees het, onordelike. So, ons het eintlik 'n de mekaar kas. So, ons kry nie ons rammelkas. Trek die gees van vrees af wat soos 'n seekat op jou lê, wat jou vashou. Hy het ons baie wat noem mense dit? Ja. Letterlik die trek om letterlik op die wapen van die woord af en bind hom en alles. Dit is die mens die seepkat van soos. Ja, en so op soos die wortels wat jy moet uittrek van 'n Maar wanneer ek die woord gaan bring oor bind die vyand, gaan ek dit dan weer. Dan moet hulle nie daai plaas mis. Okay, is nog 2 blaaie. En dan weerstaan die vyand elke keer met die woord. Dit is ook nou maar nog steeds met die woord. Jy moet hom weerstaan. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dit is so, as julle bid, sal vir julle gegee word. Maar jy moet net glo en vertrou en jou kant op doen. So, jy moet nie net verwag, alles sal na jou toe kom nie. Jy moet glo, jy moet die 10 gebooie doen, jy moet glo, maak hy deur agter jou toe van die ark en nie meer oop nie. Want anders stroom al daai water daarin. Dan kom al daai gemors terug. Jy moet jou vrese erken, jy moet Jesus as jou verlosser stel. Erken vrees is 'n sonde, wat ek nou gesê het. En dan het ek ook gesê, ons moet bly bid. En hier staan dit ook, ons moet bly bid. Ons moet in kontak wees met God. Ja, ons moet in kontak wees. En dan die volgende een, en is die laaste ene, is 1 Johannes 4 vers 18. Daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. So dan is jy nie volmaak. Jy dink jy is lief vir mense, maar jy's vol vrees. Dan het jy nog nie daar gekom nie. Dan moet jy nog daar kom. Ja, ja. Pesach begin 26 Maart. Ja, wel, 13 en 19 April. Ja, ek het ook daai gevoel. Okay, dan die laaste is dan die jy sê dit ook, die volmaakte liefde dryf vrees uit. En daar intimiteit liefde hê om liefde te kan gee. Terwyl hierdie vrees liefde om te daai liefde, daai agape. Ja, ja. Ja, en selfs jou vyande ook, nee. En selfs mense wat jou baie seer gemaak het. Dan staan dit self die ondersoekvra. Ja, ek sien daar. Dit is daai wat ek afleer by jouself en daar is die boek het hy vra. So as jy beter doen, dan kan jy baie van hierdie goed regtig hanteer, selfberading kry en bevryding kry. Dit is of jy gehoorsaam gaan wees om bereid te gaan wees van die woord saam met Petrus te gaan sit. Dat jou wonde kan doen. Ja, soos wat ek nou ook gesê en jy ook gesê het, dat jy elke mens het verskillende vrese en angste en goed. Jy moet gaan kyk wat joune is. Ek weet wat myne is. Dan
Kyk jy in die skrif, wat moet jy daaroor doen? En so verwerk, so maak jy jou kas dan skoon. So, mens moet aan dit werk. Anders gaan jy net aan en aan en aan. En jy want dan het jy nie meer 'n bestaan nie. Dan sit. Ja, dan moet hy sê, maar hy spreek hulle vry en hy moet daai plek waar hy vry gespreek het, is nou toe. Hy kan nie terug bly gaan en worry oor hulle nie. En met afstand verstaan Vader se liefde is groter as daai liefde. Die fout net wat jy moet identifiseer van selferkenning, selfontleding, en jy moet jou self kan vergewe, jy moet die persoon kan vergewe, en moet van Vader vra vir vergifnis, want dalk het jy die Vader ook kwaadlik geneem vir al die foute wat in die lewe gebeur het. Dan vra ek die Vader, vergewe my daar waar ek nie vergifnis gehad het. Want vergifnis is 'n baie groot ding om te kan sê jy vergewe iemand. Want die meeste vrees sê jy 'n persoon of 'n mens wat voor jou vasgekom het. Wie die vrees oor jou gebring? Wie die verwerping oor jou gebring? Wie die depressie oor jou gebring? Wie die valse verbond oor jou gebring? Jy moet daartoe hanteer en sê, hoor hierso, hier voel ek so. Dis my verwysingsraamwerk. Ek wil net kyk waar ek Petrus moet, ek dink hy het die verwysingsraamwerk. Of as jy kwaad is of iets, en jy is nie rarig kwaad nie. Kyk na daai, hoekom jy kwaad word. Miskien is dit nie eers iets om oor kwaad te word nie. Verwerk dit. Ons het mos maar almal vrees, oom. Ja, of kyk het jy net 'n gevoel wat jy nie verstaan hoekom en wat is dit? En dis nie 'n lekker gevoel nie. So ja, dis die woord, dis 'n spanning wat jy moet uitkry. Ja. En mens moet dan kyk wat agter dit lê. Ja, ek dink mense het almal maar van kindsbeen af iets wat jy saam met jou dra. Maar as jy jonk is, dan dink jy nie aan dit om dit uit te sort nie. Jy het almal dit gedra. Wat is hier wat hy lyk te sê? Jy moet Als je het ook beter van ek en Johanna weer al die bekoop gaan word na raad weer die plaas wat ek maar wat is ook nie Johanna die dit te doen. Ja, dat ons by jou kry het. Net ek en sy wat ons maak het. Niemand anders kan maak. By die een middag word my te op het soort by my. Ja, maar is nie allemaal wat ek weet. Lekker net ek moet vir julle verskryf dat wanneer die seminar is. Die Vrydag kan julle dit kry. Want daar is nie die regte plek om te hou. Hy bevoel dit te luister. Nee, maar dit moet ek nie doen. Ek sou net sê, en dit maak dit dan dat mense se kinders kan bepaal daar kry. Dan kyk jy dit die beste bedoeling doen. En ons het laat weer alles met as jy met kry. Johanna heeft het niet. Zij heeft om 10 cent. Johanna heeft het niet. Maar ze hebben gemaakt dat het je bedrijf. Dus het is onderzoek. Vooral is dat mensen die zijn woordje basis van je vrij maken. Dus je moet het letterlijk. Dat is geen ding dat je weet niet. Dus van 15 naar 20 moeten we weten. Dat is het beter. En hij wijst hier in dat antwoord. Dat soort en dat je het wachten en je stappen.
die meer besoeker, die meer afkwaai, dominerend, manipulerend, perfectionisties. Daar is net 'n opsomming van die boek van my. Dit is 'n opsomming wat ek die minute aftrek, die 10 gebooie in dit van Christus. Ja, die minute minerale uitgein, as jy bijvoorbeeld die soort moeilijk en alles in uitzet, moeheid, rusteloosheid, gedeelde vertrouwen, zwak, eerlijk, of naar, voor diepvliening, en dan breekte, naal, en so aan, en so die uitstel. Ja, daar het ons by jou geskryf op deze van. Ja, ek onthou die pamfletjies. Ek gaan net nog 2 skrifte dan so klaar van Psalms lees. Psalm 119 vers, omdat dit nou vir my uitstaan, vers 25, my siel kleef aan die stof, maak my lewend na u woord. So dit bedoel, jou siel is daar in die donkerigheid, aan die stof, maak my lewend na u woord. So hier bedui hy ook na die woord toe. En dan 28, my siel drup weg van kommer, rig my op na u woord. Daar is weer eens, my siel is vol van bekommernis, maar rig my op na u woord. So die woord is die antwoord.